Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. My work is all done, and my race here is run. Let me see by the light thou hast shone, that fair city so bright, where the Lamb is the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. My work is all done, and my race here is run. Let me see by the light thou hast shone, that fair city so bright, where the Lamb is the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home.
Toets is aan. Elfriede, Elmarie, die res van die familie, die vriende wat hier is, huis Herfsakker se personeel. In besonder wil ons vanoggend vir julle sê dat julle die Here se nabyheid sal ervaar. Ja, dit is 'n hartseer oggend waar ons moet afskeid neem van 'n geliefde suster, tannie, vriendin, kennis, Juliet Snyman. Dat die Here vir ons vanoggend sal kom styf vashou om hierdie dag so 'n bietjie meer draagliker te maak. Dat hy deur sy gees ons so 'n bietjie sal kom vertroos en dat hy ons die trane sal gee om te stort, maar dat hy ook dit self sal kom afvee. Kom ons raak dit rustig. Here, op hierdie Saterdagoggend hier op Jakobsdal, waar ons moet afskeid neem van 'n geliefde persoon, 'n persoon met wie ons baie herinneringe het, is dit vir ons moeilik, Here. Dit is vir ons moeilik, want daar is dalk nog soveel dinge wat ons dalk nog wil gesê het, nog 'n laaste gesprek, 'n laaste kuier saam met Juliet. Maar Here, nou is hy weg. Maar Here, dat dit ook vir ons sal vertroos, die woorde, dat as ons in U glo, Here, dan sterf ons nooit werklik nie. Dan gaan ons net oor na die ewige lewe. En daarom, Here, glo ons vanoggend, dat Juliet daar by U sal wees, en dat dit ook vir ons 'n aansporing sal wees, om ons geloof in U te bly koester, na te streef, sodat ons ook eendag daar kan wees, saam met Juliet en al ons ander geliefdes. Here, mag U vanoggend se diens seën, Here, en mag ons op 'n eerbare manier afskeid neem van Juliet. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Johannes gaan vir ons nou 2 liedjies sing en Hanlie gaan vir hom begelei. Terwyl hulle sing, gaan daar skyfies op die skerm verskyn van prente van Juliet en die familie en vriende. So sit asseblief agteroor en kyk bietjie na hierdie prentjies, hierdie prente, fotos en luister na die woorde wat gesing gaan word. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. By all Your
your goodness I will keep on singing. 10,000 years and for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. God, I'll worship your holy name. God, I'll worship your holy name. Jesus, ek eer U as my koning, maak in my hart U woning. Regeer my lewe, U wat my eerste lief gehad het, U weet hoe ek gesmaak het, na U verlossing. Jesus, my Here en Verlosser, ek wil lewe, net lewe tot U eer, en as ek sterwe, dan weet ek dat ek steeds aan U behoort. Oorwinnaar oor die dood. Leer my om in my woord en dade, gevoelens en gedagtes, U te verheerlik, gee dat ek altyd sal getrou bly, elk oomblik aan U toewy, dat ons een mag wees. Jesus, my Here en Verlosser, ek wil lewe, net lewe tot U eer, en as ek sterwe, dan weet ek dat ek steeds aan U behoort. Oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is my hemelkoning, vir U wil ek net lewe, net lewe tot U eer.
Baie dankie Johannes en Hannelie vir daardie mooi 2 liedjies wat julle gesing het daarso. Ek gaan sommer vra terwyl julle hier is voor dat die res van ons sommer sal staan. Ons gaan die eerste lied saam sing, Soos 'n hert. Nou kom ons staan asseblief vir hierdie lied. Soos 'n hert smag na water, strome smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is die lewend Heer, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Heer my rots, net op U vertrou ek en ek volg U elke dag. U aanbid ek, o Here Jesus, en ek loof U vir altyd. Vrede, vors en verlosse, Heer, voor U lê ek nou my lewe neer. U aanbid ek, o Here Jesus, en ek loof U vir altyd. Hoop op God, en hom is ek rustig deur sy gees wat my bewaar. Gees van God, neem beheer en lei my in die lig en waarheid, Heer. Deur U Gees prys ek U, o Heer, in U verlustig ek my alleen. Gees van God, neem beheer en lei my in die lig en waarheid, Heer. Die skriflesing vir vanoggend se troosdiens kom uit Romeine hoofstuk 8. Nou, ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee wat hier aan die gang is. Die vorige hoofstukke tot en met hierdie punt waar ons nou gaan lees, het Paulus hierdie vreeslike argumente van hoe God se redding werk in die wêreld. Dan praat hy van die Jode en van die heidene en die kerk wat almal bymekaar is. En daar was baie bekleierheid tussen die mense oor wie word nou eintlik gered. En een groot ding wat op die spel is wat kan my van God se liefde skei? Is daar mense of dinge in hierdie wêreld wat my van die liefde van God kan skei? Ek lees vir ons vanaf vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Ons nou met Paasfees het ons nou hier weer gegaan nie onlangs. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die doodheid opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?
Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of bose magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. So Paulus skryf hier en hy sê, niks in hierdie wêreld kan ons van die liefde van Christus skei nie. Nou kom ons dink oor Juliet se lewe. Nou, hier's 'n wonderlike huldeblyk geskrywe, 'n bietjie ietsie oor haar lewe in die briewe wat jy ingestuur het na die familie toe, wat in die begrafnisbriefie is. En daar lees ons werklik van 'n persoon wat die lewe geleef het. Maar met wie dit definitief nie altyd maklik was, met die omstandighede waarin sy haarself bevind het. 'n siekte soos MS, nee, 'n vreeslike siekte, amper 'n vloekwoord. Sy het vir baie jare met daardie siekte geleef. Die getuienis van dat sy nooit gekla het nie, sê ook iets van die karakter van Juliet. Maar tog moet ons vir onsself net eerlik wees en sê ook, daar was dalk seker soms dae wat sy gewens het, of gedink het, Here, hoekom was dit so? Hoekom moet ek nou hierdie goed deurgaan? Dan vat dit ons terug na Romeine 8 toe, dat niks in hierdie wêreld, nie eens 'n siekte nie eens 'n vloekwoord siekte soos MS, kan ons van die liefde van Jesus skei nie. Ons het die afgelope tyd weer die Paasfees gegaan, en in 'n sekere manier word ook genoem in hierdie briefie, dis tog ook simbolies dat Juliet ook op Goeie Vrydag oorlede is. Want dit is 'n dag waarop ons weer eens as gelowiges, as Christene oor die hele wêreld heen nagedink het oor Jesus se vreeslike lyding. Die vreeslike goed waardeur hy gegaan het daardie laaste dag, wat hy hier geleef het op aarde. Waar hy nie net fisies baie seer gemaak was en gemartel was, maar emosioneel het Jesus, soos ons wil sê, net deur die hel gegaan. Emosioneel. Hy was verwerp deur die mense in hom, die mense naby hom. Hy was bespot. Emosioneel was hy nie op 'n goeie plek. En dan lees ons ook, het ons op Goeie Vrydag gelees weer eens, dat selfs geestelik het Jesus deur 'n moeilike tyd gegaan. Waar hy aan die kruis geskree het, my God, waarom het U my verlaat? Want daar was 'n oomblik en dit vir Jesus gevoel het, God is nou nie meer met my. Ek is nou op my eie. En daardeur moes Jesus gegaan het, sodat ek en jy en sodat Juliet nooit in haar lewe ooit alleen gelaat hoef te gewees het deur die Here, deur God nie. Daarom, al was dit by tye vir haar dalk baie moeilik, fisies, emosioneel, wys die Bybel vir ons dat geestelik was die Here altyd met haar. Mense hoor al die verhale van haar lewe, hoe sy op verskillende plekke gewerk het, en hard gewerk het ook nie, en altyd planne gemaak het, om die kospot aan die gang te hou, en nooit loop stil sit het nie. Dan hoor ons van 'n vrou, wat werklik die lewe geleef het. As ons na die foto's kyk, wat ons nou gesien het, dan sien ons 'n getuienis van 'n familie, en van vriende, en van die personeel daar by Huis Herfsakker, wat baie lief was, en is, vir Juliet.
En daarom moet ons wat nou agterbly altyd besef dat maak nie saak wat dalk met ons gebeur op ons lewenspad nie. Die Here is saam met ons daar. Want om 'n kind van die Here te wees beteken nie dat dit 'n lewe is vry van siekte, vry van moeilikhede is nie. Nee. Die boodskap van Paasfees sê vir ons in 'n sekere mate dat ons eie kruis moet optel en saam met die Here moet stap. Nee, Paulus skryf dit later so mooi in 1 Korintiërs ook, nee. Ons moet ons eie lydenspad saam met die Here loop. Maar die verskil wat dit inkom nee, tussen ons en ander mense wat nie glo nie is dat ons het hoop. Want ons weet ons lewe eindig nie in hierdie wêreld nie. Ons lewe begin eers as ons aardse liggaam sou sterf. En soos wat ons ouer raak en soos wat ons ook dalk siekliker raak en pyn en skete het, dan dink ons terug ook aan die kruis, dat Jesus se liggaam gebreek was en dat hy verstaan waardeur ons gaan. Nee, ons dink dalk by onsself maar Here, U weet nie waardeur gaan ek nie. U ken nie hierdie siekte of hierdie pyn nie. Die Here het daai selfde pyn ervaar. Nee, hy het dalk nie dieselfde siektes gehad nie, maar hy tot die uiterste toe het hy ook pyn ervaar in sy vleeslike liggaam. So in my pyn en in my siekte, ja, daar ook is God. En so was God ook met Juliet, totdat sy haar laaste asem uitgeblaas het. Ons hoor en het ons nou gesien dat veral teen die einde het Juliet se gesondheid baie vinnig agteruit gegaan. Maar tog het die Here haar vir 'n lang tyd gespaar vir julle as familie en vir ons as vriende, dat mens nog 'n pad met haar kan stap. Nee, want jy hoor van ander mense wat hierdie selfde siekte het, wat binne maande doodgaan. Die Here het vir haar vir ons, ja, vir 'n moeilike lang tyd gegee, maar hy het ons haar gegee vir 'n bietjie langer, as wat ander mense met iemand met so 'n siekte sou kon gekry het. Daarom moet ons daardie goeie dae, die goeie herinneringe, die kuiertjies, moet ons dit ook koester en daaraan vashou. Want die Here het daardie kuiers gegee aan ons, om altyd te kan onthou. Ja, dit is moeilik, en daar gaan nog 'n eerste verjaarsdag wees, daar gaan 'n eerste Kersfees en hierdie tipe van feeste wees, waar mense gewoonlik as familie bymekaar kom, en tyd saam wil spandeer, en waar vir julle as familie in besonder gaan voel, waar is Juliet nou? En juis op daardie dae, moet ons onthou, terugdink aan vandag, om te hoor, sy is by die Here. En dat die Here met haar pad geloop het, en so loop die Here ook met elkeen van ons 'n pad. Amen. Here Jesus, niks maar niks in hierdie lewe kan ons skei van U liefde nie, Here. Here, geen ongeluk, geen dief in die nag, geen siekte of natuurlike ramp of enigiets, Here, kan ons skei van U liefde nie. Want daarvoor het U baie betaal, 'n hoë prys betaal aan die kruis. En niemand kan dit van ons af wegneem, Here. Daarom, Here, laat ons altyd onthou dat daaraan moet ons vasgryp, Here. Dat as ons gesondheid kwyn, as ons omstandighede rondom ons kwyn, is U die enigste ding wat konstant in ons lewe is. Dat ons geloof, dat ons hoop altyd op U sal vestig, want niemand kan dit wegvat nie. Ja, Here, dis vir ons hartseer om vandag afskeid te neem van Juliet. Here, vir die familie in besonder, wat haar vir baie jare geken het, en saam met haar pad geloop het, saam met haar pad ook met haar siekte geloop het, Here. Maar Here, ons is dankbaar, dat ons die voorreg gehad het, om haar te mag ken, om haar te mag suster, of tannie, of vriendin te mag kon genoem het, Here. Here, ons gun haar die rus, waar sy nou vry is, van al die liggaamlike pyne, en probleme. En Here, help elkeen van ons wat nou agterbly, om te besef, ons moet sorg dat ons saak met U reg is, Here.
Want as ons eendag vir Juliet weer wil sien, Here, moet ons sorg dat ons ook by die hemel gaan wees. Here, gaan met die familie, veral almal wat van ver af gery het ook, en ook almal wat kyk na die video-opname na die tyd, Here, dat U met hulle sal wees en dat hulle weer veilig sal terugreis ook, Here, en dankie vir al U geliefde en U groot genade. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ek gee geleentheid vir Tennyson om vir ons die bedankings te kom doen. So terwyl hy vorentoe kom, wil ek ook sommer noem, die familie nooi almal om by Boomsies na die tyd ook dan nou verversings te gaan geniet, as ons klaar is hierso by die kerkgebou, so julle almal is welkom om saam te gaan na Boomsies toe. Johannes, die mikrofoon is nog aan, hè? Ek wil seker maak, is hy nog aan, is hy alright, is reg. Goeiemôre almal. Ek wil net die bedankings doen en ons begin sommer by Dominee Meas Natuur. Baie dankie dat ons die kerk kon gebruik en vir jou bereid het om vir ons die diens te lei. Dan moet ons ook net dankie sê vir die moeite wat hy gehad het en nog steeds het om 'n groot bydrae te maak tot huisherfsakker en baie vir Julia daar gaan kuier het. So baie dankie daarvoor. Dan kom ons na Hanlie toe. Nou, Skistel kan jy nou beter hoor. Jammer. Dan vir Hanlie Viljoen wil ons net sê baie dankie wat jy vandag vir ons begeleid het hierso. Ons sê ook baie dankie vir jou tyd wat jy gehad het om na Juliet nog steeds te gaan, ten spyte van wat jy moes alles doen. Dan kom ons by die koster wat my op 'n gemak laat voel deur vir my te wys hoe werk hierdie, want ek hou nie van hierdie goed en dit is ook nou klaar 'n fout gemaak het. Maar baie dankie Petro, ook vir jou tyd om alles voor te berei. Dan kom ons by Marlene. Ons sê vir Marlene baie dankie vir die tyd wat sy gespandeer het, die spesiale sorg aan Juliet. Sy het regtig uit haar pad gegaan. Sy het die afgelope week het sy 5 rykers gekoop en dit geskenk aan mense wat baie moeite gedoen het hierdie week. Sy het ook vir Juliet 'n matras gekry wat jy kon opblaas en dan verhoed dit bedsere of dit verminder bedsere. Marlene het ook spesiale sorg gedoen aan Juliet, wat ons nie noodwendig van bewus is nie. Ons sê vir haar baie dankie. Dan vir Tina, ek weet nie, is Tina hierso? Daar sy. Tina is ook 'n versorger daar by huisherfsakker. Sy het 'n baie spesiale plek in haar hart. En ek weet dat sy die eerste 5 nagte van opname het sy in 'n stoel gesit en slaap by Juliet. Baie dankie. En jy het ook blykbaar Juliet se hare gesny. So dankie vir daardie. Dis die klein goedjies wat 'n verskil maak. Dan is daar Martha en ek glo dis nou van die mense wat hier so sit. Martha, Becca, Linda, Melanie en dan Tinou. Daardie persone is die mense wat agter die skerms gewerk het en die kosvoorbereiding gedoen het en ook die versorging van Juliet. Baie dankie vir julle. Dan is daar Adel van Dijk en Santi Bloem. Nou die 2 dames het vir haar hande en voete gesorg. Want soos jy weet kon sy dit nie self vir haar doen nie, so ons sê baie dankie. Dan is daar Naomi van Eck wat op 'n gereelde basis vir Juliet gaan lees het uit die Bybel. Dr. Karl Venter, hy was altyd bereid om vir Juliet te help en self te doen by huisherfsakker. En dan Dr. Hunter, wat enige tyd kon ons op sy knoppie druk en vir haar in noodgevalle vra om vir Juliet te kom help. En dan Dr. Elsa Snyman, wat in die reg beginjare van haar siekte, het sy haar gehelp om op ongeskiktheid te kom met al die dokumente, die papierwerk. Ons sê vir hulle almal baie dankie. Dorothy en Dorinda, ons weet julle het ook 'n matras gekoop wat dieselfde effek gehad het as wat Marlene se matras gedoen het. So ons sê vir julle baie dankie en ook die instandhouding daarvan. Dan is daar ook gereelde bosse blomme gestuur na Juliet, toe sy nog in Bloemfontein gebly het, deur Dorothy. Dorothy, dankie vir daai bydrae.
dan is daar die broers en die susters se kinders, wat 'n spesiale plek in Juliet se lewe gehad het. Dit is eintlik asof dit haar eie was. En ons weet dat van die kinders het vir haar kom besoek nog in die hospitaal, die laaste keer toe sy daar gewees het, en ook gebel het op 'n gereelde basis. Dan die barmhartige Samaritane, en daar bedoel ek die mense wat kos aangedra het hierdie week, om te help vir Elfriede se huishouding, en ook vir vandag wat ons gaan geniet. En dan Karen, wat gehelp het met die dag tot dag se finansies van Juliet, baie dankie Karen. En dan is Johan Du Plessis van PSG, het haar algehele finansiële situasie gedoen, en dan ook die boedel, en hy het ook selfs 2 keer van Bloemfontein af gery om hier te kom kuier vir Juliet. Ons sê vir hom ook dankie in sy afwesigheid. Klasmaats, Elaine Kachelhofer en Mariette de Pre, hulle het vir Juliet ten spyte van haar siekte op 'n gereelde basis besoek, en ook met haar kontak behou deur telefoon oproepe. Joyce Lou, dit was in die Bloemfontein dae, toe sy nog daar gebly het sy gekom en vir Juliet gereeld besoek, en ook al haar inkopies gaan doen, toe sy dit nou later nie meer kon doen nie. En sy het ook die moeite gedoen om na Jacobsdal toe te kom. Sy is 'n ware vriendin gewees. Johannes, wat vir ons vandag 'n mooi liedjie gesing het, baie dankie. En dan het ook gehelp met die foto-vertoning wat jy hierso gesien het. Erik, Elfriede en Elmarie. Nou kom ons by die mense wat gehelp het. Erik het gehelp met die skoonmaak van boomsies, die gras sny, die klippe wegry, die stoele aanry en wat ook al moes gedoen word. En Elfriede, sy was die algehele moeder en sy is die koördineerder gewees van hierdie organisasie of van wat vir ons vandag beleef. Baie dankie Elfriede. En dan ook vir die mense wat nou vanaand nie huis toe gaan nie, het nog slaapplek ook. Elmarie vir die blomme en dan ook die blomme aan die kant. En dan vir die vertoning wat julle gesien het, saam met Johannes het sy dit gedoen. Baie dankie. Joantel, daai pragtige boekie, baie dankie. Dis die boodskapies van die familie en ook van die foto's wat hulle gestuur het. En dan wil ek hom ook dankie sê, dis die laaste, sal ek oppraat, die boek is aan my meer te dikkie. Dan sal ek vir almal wat hier is, dankie sê vir die laaste eerbetoning wat julle vandag kom doen het aan Juliet. Baie dankie. Dankie Dominee Meas. Dankie Tennyson vir daardie bedankings. Ons is amper na die einde van vandag se program. Ons gaan nog een lied saam sing. Die Heer my herder sorg vir my. Johannes, jy kan vorentoe kom. Daarna wil ek vra dat julle sal bly staan, want ek gaan die seën uitspreek dan. En dan gee ons die familie eerste geleentheid om weer uit te beweeg uit die kerk uit. En dan kan ons hulle volg na boomsies toe vir verversings na die tyd. Kom ons staan asseblief. Die Heer my herder sorg vir my, hy laat my rustig wy, langs waters daar vrede is, sal hy my veilig lei. Al lê daar donker dieptes voor, tog hoef ek nie te vrees, want U is by my en in U hand sal ek steeds veilig wees. Net goedheid, liefde, lewenslang gee U, o Heer, vir my. By U is ek tuis en in U huis sal ek vir ewig bly. Juliet Snyman is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy of sy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep: dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie.
Geliefdes, ontvang hiermee die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.